Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is nie in 'n instansie nie, nie in 'n regering nie, nie op 'n bankbalans nie. My hulp is die Here. Ek vertrou op sy naam, want hy sal sorg. Amen. Gemeente van Waterval en vriende, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God onse Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Weereens baie welkom vanoggend. Ek is bly om julle te sien. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Mag die Here ook vir jou seën daar waar jy in die stilte van jou eie tyd in huis of omgewing ook na hierdie diens kyk iewers in die week. Ons gaan uit Kolossense 1 vers 15 tot 20 lees vanoggend as deel van die leesprogram en die tema as Christus van skepper tot gekruisigde Here. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons die voorreg het om u kinders genoem te word. U het ons duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. En ons het uit dankbaarheid vanoggend hier na u huis toe gekom om op hierdie baie besondere manier in die kerkgebou by mekaar te kom en u te aanbid. En ons het dit gedoen met die lied en ons gaan ook nog later weer sing. En ons praat nou met u, maar ons vra vir u dat u ook met ons sal praat. En vir ons iets gee om oor te dink. Iets wat ons motiveer. Iets wat vir ons meer leer van u wil vir die lewe. So ons nooi u uit, Here, om deur die Gees en deur die woord met ons te praat vanoggend. So ons gee vir u die platform. Laat wil u maar in die agtergrond verdwyn, want dit gaan oor u. Dankie dat u hierdie bemoeienis met ons maak, want ons is seker u is hier teenwoordig. Want die woord sê so, u sê so, en ons glo dit. Dankie vir hierdie voorreg. So praat met ons. Ons luister. In Jesus naam. Amen. Christus van skepper tot gekruisigde Here. Kolossense 1 vers 15 tot 20. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om hom deur alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Tot sover ons skriflesing. Nou met die ons gelees van Kolossense brief van Paulus, nou ek gaan nie vanoggend agtergrond gee nie, Paulus het nie die gemeente gestig nie, hy hoor van die gemeente en hy hoor wat daar aangaan en hy skryf hierdie brief van hulle terwyl hy in die tronk sit. Kolossense is, of die gemeente Kolosse is iewerste vandag in Turkye, is die omgewing. Die opgrawings is daar een van die foto's, gaan net nou iets wys. Maar as ons nou hierdie stukkie lees, is dit 'n loflied. Dis 'n wonderlike gedeelte wat Jesus Christus besing. Dis 'n diep lied. Soveel so dat as jy hom een keer lees, dan begryp jy hom nie eintlik nie. Jy moet hom 'n hele paar keer lees om agter te kom, wat word hier oor Jesus gesê? Want is nogal belangrik wat ons daar lees. Want dit vertel vir ons soveel oor Christus wat ons nie altyd aan dink nie.
Want ons dink normaalweg, ja, Jesus het mens geword en ons dink oor sy menswees en hy was tydelik hier op aarde en toe sy weg en weet, asof hy net voor Christus kom het en nou die jaar 33 om en by, toe sy nou weg en dit is waar het nou eintlik maar stop. Maar dit gaan oor baie meer as dit. En as ons na hierdie gedeelte luister en ons lees dit met diepte, kom ons iets van God, Christus, Jesus agter. Hy is werklik groot. In hierdie gedeelte is Jesus nommer 1. Hy staan sentraal. Hierdie gedeelte wil sê, hy is God. Die gedeelte wil sê, hy is vir die skepping, deur die skepping, tot die skepping, oor die skepping, deur hom gemaak. So is die skepper. En hy wil ook sê, jy kan hom ken. Regtig ken. Ek het so 3 puntjies wat ek vanoggend wil beklemtoon. So dit gaan nie vanoggend 'n lang preek wees nie. Julle kan baie bly wees. En die eerste ding wat ek wil sê, Jesus is die beeld van God. Tweede ding, Jesus is skepper. Derde punt, Jesus is die verlosser en ek kan 'n hakies bysit van alles. Kom ons kyk na die eerste punt. Normaalweg vra ek en jy, hoe lyk God? Ons het so 'n idee van al die prentjies wat ons nou al gesien het, oor hoe lyk Jesus? Hy's 'n mooi man, met 'n baard en bietjie langer hare word vir ons die prentjies wat ons het, van die vroegste tye af, wat mense sê, maar dis min of meer gelyk het. En ons is nie presies seker nie, as ons oor Jesus dink en oor God dink, dan het ons maar so effens 'n vaagheid, né? Ek het al die toets gedoen en ek dink ek wil dit vanoggend weer doen. Kom, maak julle oë toe. Almal maak hulle oë toe. Net vir 'n paar sekondes. Verbeel jou, jy sien God op sy troon sit. Visualiseer hom. OK, julle kan maar oopmaak. Die beeld van God op sy troon, het julle sy gesig gesien? Enige iemand sy gesig gesien? Interessant, né? Ons sien God, ons sien hierdie skynsel van 'n persoon op sy troon, maar ons kon nie sy gesig identifiseer nie. Hoekom nie? Want in 'n sekere sin is God vir ons 'n geheim. Want hy's groter as ons gedagtes, groter as ons gevoelens. Maar wat sê hierdie gedeelte vir ons? Jesus is die beeld van God. Hy het vir ons iets van God kom wys. Hy het mens geword en hy het in die menslike gestalte, volkome mens, maar iets van God vir ons gewys. En daarvan het ons die Bybel vol. So dit is baie moeilik om 'n presiese beeld te vorm. Miskien gaan hierdie verhaaltjie wat ek nou vir julle wil lees, wat deur Walter, ek kan nie so lekker sien daar nie, Van Gering geskryf is. Dis 'n dominee en ek weet nie in watter land was nie. So ek wil dit graag met julle deel vanoggend, want dit het my aangegryp. Voor dagbreek, een Vrydag sien ek 'n jong man aantreklik en sterk deur die agterstrate van ons stad loop. Kom ons sê maar in Newlands. Hy trek 'n karretjie waarop 'n spul lappe lê. Hulle lyk pragtig skoon, nuut en helder kleurig. Hy roep uit: "Lappe, lappe, lappe, nuwe lappe vir oues. Ek vat jou stikkende lap en kom ruil dit in vir 'n nuwe een." Ek dink by myself, "Jo, dis merkwaardig. Nogal 'n gawe, sterk jong man. Maar kon hy nie dalk 'n beter werk gekry het nie? Nou juis met lappe smous in die straat." Hy het my so nuuskierig gemaak dat ek hom agtervolg het. Hy kom by 'n huis waar 'n vrou op die stoep sit en huil. Haar sakdoek was sopnet nat en haar skouers het geruk soos sy snik. Dit was duidelik haar hart was stikkend. Die lappie snous het sy karretjie gestop en na die vrou toe gestap. "Mevrou, gee my jou lap," het hy gesê. "Ek sal vir jou 'n nuwe een gee." Toe vat hy haar sakdoek en sit 'n nuwe lap sakdoek in haar handpalm. Toe begin hy weer sy karretjie trek, terwyl hy met sy ander hand 'n snaakse ding doen. Hy vat die vrou se nat sakdoek en sit dit teen sy oë, vryf dit in sy oë en begin huil. Die vrou het intussen opgehou huil.
Dis 'n wonderwerk, het ek by myself gedink. Die smous gaan voort, lappe, nuwe lappe vir oues. Kort daarna kom die lappe smous by 'n jong meisie. Sy het 'n erg bebloede verband rondom 'n wond op haar kop gedraai. Haar oë was dof en leeg, toe al die lappiesmous 'n vrolike geel laphoed uit sy karretjie. Kom, ek gee jou my lap, en dan vat ek joune, bied hy aan. Die meisie het hom aangestaar. Toe gaan hy nader en hy haal met teerheid hierdie bebloede verband van haar kop af en draai dit om sy eie kop. En skielik begin sy glimlag. Ek het na my asem gesnak. Want wat kom saam met hierdie verband? Ook die wond. Die bloed het nou oor sy gesig gestroom, want hy het die lap om sy kop gedraai, en daar sit die wond ook. Lappe, lappe, roep hy uit en gaan hy voort. Toe kom hy by 'n ouerige man met een arm. Het jy werk, meneer? Is jy laf, antwoord die man. Wie sal nou vir my met een arm werk gee? Gee my jou baadjie, dan gee ek jou myne, antwoord die lappiesmous met gesag. Toe is daar ruiltransaksie. Die man het nou 2 volmaakte arms gehad en die lappiesmous met die nuwe baadjie net 1. Gaan werk nou, was die lappiesmous se vriendelike bevel, en so die lappiesmous aangestap, huilend, bloedend, gebreklik, oud en siek, met sy enigste arm, sleep hy sy lappieskarretjie verder. My hart wou breek, want aanvanklik het ek hierdie mooi jong man gesien, en nou 'n stikkende ou man met een arm, wat huil en waarvan die bloed loop. Hy het tot by die heuweltjie gekom, en daar het hy in mekaar gesak en gesterf. Ek het die hele naweek rondgerol en gelê en gewonder oor hierdie gebeurtenis. En toe ek uiteindelik aan die slaap raak, skielik verskyn daar 'n groot lig in my kamer. Dit was die lappiesmous. Hy was jonk en mooi en lewend. En al die lappe wat hy langs die pad by stikkende mense gekry het, was silwer skoon. Ek stap toe na hom toe en ek sê, trek my ook niet aan. Toe verruil my Here my vodde vir pragtige nuwe klere en sê, gaan vertel vir jou vriende, as julle mekaar liefhet, sal almal weet, julle is die lappiesmouse van die wêreld. So wil jy God sien. Wil ons hê die wêreld moet God sien. Dan moet ons God vir hulle wys. Want deur ons kom die wêreld iets agter van God. Die Here het nie verniet gesê in Genesis, laat ons vir ons iemand maak, ons verteenwoordiger, ons hande, ons voete, om iets van die hart van God in die wêreld te sien nie. Jesus het vir ons kom wys. En daarom moet ek lees wat hy vir ons kom wys het van God, wie se beeld hy is. In hom is die volle wese van God beliggaam. Vers 2:9, hoofstuk 2:9, basies die herhaling van vers 19 in hierdie hoofstuk wat ons gelees het. In hom. En dan moet iets van hierdie wese in ons wees. Tweede punt wat ek wil maak. Jesus is die skepper. Nou, almal van ons het een of ander skildery in die huis, of dit nou 'n namaaksel is of nie. Maar die kenners van 'n skildery, as hulle so na hom staan, kan hulle vir jou goed vertel wat jy nooit aan gedink het nie. Behalwe dat hulle nou die skildery as 'n stuk werk, 'n kunswerk beskryf en sê dis wat dit is en dis die kleure en dis so, kan hulle nogal met hulle insig, omdat hulle dit as 'n beroep doen, nogal verder gaan en vir jou sê, weet jy, hierdie spesifieke skilder waarvan ons nou 'n studie gemaak het, moes hierdie skildery
geskilder het toe hy omtrent so oud was en hy dalk deur hierdie emosionele probleme gaan. Dis was sy gemoedstoestand toe hy hierdie skildery geskilder het en jou mond sal oophang. Is dit nie ook so met die skepping nie? Kan ons nie verwonderd raak oor die skepping nie? Is die Nederlandse geloofsbelijdenis in die eerste vraag nie heeltemal reg as hulle sê, hoe kan ons God leer ken? In die eerste plek kan jy God leer ken deur die skepping. As jy net jou oë oopmaak, kom jy iets agter van God. As jy in hierdie tuin gaan stap na kerk en jy kyk net met 'n ander oog na die goed in hierdie tuin, dan sê jy, wow. As ek na daai lelike spinnekop kyk wat nou in my sitkamer muur sit, daai reënspinnekop, tog is daar iets wonderbaarliks aan daai ding. Want as hy bedreig is, verander sy kleure van sy bene om meer bedrieglik en bedreiglik te lyk, so wat jou nou wil byt. Dis fantasties. En God is in beheer, en dit sê in hierdie teks, die skepping is vir hom gemaak. Hy het die skepping gemaak tot sy eer, tot sy verheerliking. Hy beheer die skepping. Die skepping is in sy hande. Soos nie die 3 jaartjies wat Jesus hier vir ons kom leer het nie. Hy is in beheer van sy skepping. As ons Genesis 1 lees, wat sê dit? Laat ons skep. God. Genesis 1, Elohim in die meervoud, ons. Laat ons skep. Jesus was daar betrokke. Dis hoekom Paulus dit hier vir ons sê. Hy was betrokke as skepper. Skepping is deur hom gemaak. Hy het die skepping gemaak, vir hom gemaak. Hy beheer dit, daarom kan hy die storm stil maak. Daarom kan hy sê, gooi die nette daai kant uit en dan breek die nette, skeer die nette, want hy het die natuur en die skepping in sy hande. Bring dit nie vir jou 'n stukkie troos nie. Hy het hierdie kosmos in sy hande. Ja, natuurlik het ons nie ons verantwoordelikheid nagekom om dit met sorg te bestuur en verantwoordelikheid te bestuur nie. So as jou so'n laag en die temperatuur gaan op en ons verwoes die aarde en ons roei goed uit. Hoe jammer tog. In die begin was die woord en die woord was by God. Johannes 1 vers 1. Hebreërs 1 vers 3. In hom is God teenwoordig deur sy skepping. Dis sy skepping. Hy beheer dit. Hy kyk daarna. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar, vers 16 tot 17. Lees dit maar weer. Die laaste puntjie wat ek wil maak. Skepper, self God, verlosser. Dis die prentjie wat Paulus hier wil voltooi. Christus het gekom om alles met hom te versoen. Nou, waarom sou hy dit wou doen? Want, as ons nou terug gaan in die geskiedenis, weer eens, Adam en Eva het alles opgemors met hulle sonde, met hulle ongehoorsaamheid aan God. Soos die natuur ook, leer ons, wanneer God by die tuin sy ingang staan en hulle sê, wel, Adamkie, nou gaan jy werk, ou maat, met sweet op jou aangesig en Eva, jy gaan nou kinders baar met moeite en met seer kry en jare sal nou distels en dorings opbring. Jy sal hom moet bewerk. Dis nou verby, die paradys is nou verby. Is opgemors. Christus kom om die natuur met hom te versoen. Want hy is in beheer daarvan, dis sy skepping. Christus kom en lê sy lewe af om versoening te bring, staan daar. En om vrede te bring. Vrede om te herstel. Om nie net die skepping nie, maar ook die mens in die regte verhouding met hom te bring. En daarom sê hierdie teks, hy is die hoof van die kerk, want hy is die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het. En daarom is hy heel eerste in die skepping. En dis wat hy vir ons moontlik gemaak het. Maar is dit nie mooi wat Paulus hier wil doen nie? Hy is in beheer van die skepping, hy is God, en hy is die CEO van die kerk. Hy bestuur die kerk. Hy het volle verantwoordelikheid vir die kerk aanvaar. En hy sal vir die kerk sorg.
Ons raak baie bekommerd, want as ons na statistieke in die wêreld kyk, oralste krimp die kerk. Ja, die kerk, ons gereformeerde kerke kom almal uit Europa uit, gaan kyk wat gaan daaraan. Mense gaan nie meer kerk toe nie. Dis enkele mense wat kerk toe gaan. Kyk hoe gaan dit in Suid-Afrika. Hoeveel van ons wat hier sit, het familie wat nooit meer in die kerk kom nie. Mense dink is onbelangrik. En ons sê, hierdie kerk het toekoms. Nee, hierdie toekoms 'n kerk. Ons is bekommerd. Maar dan is ons vertroos. God, deur Christus Jesus, in wie hy teenwoordig is, wat self God is, hou nie net die skepping nie, maar ook die kerk in sy hande. Want dis waarvoor hy sy lewe afgelê het. Deur 'n kruis en deur 'n opstanding, om vrede en hoop te bring. So as ons nou verder dink oor Christus, is hy net die een van Kerstyd en 3 jaar? Dan wil ek vir jou sê, hy is baie meer. So dink maar daaroor, en dink aan Christus Jesus as God. Amen. Baie dankie Here dat ons vanoggend kan aangegryp word deur 'n aanbiddingslied in Kolossense 1, wat Jesus Christus aan groot maak, want U is groot. Natuurlik Here, as ons oor alles dink, oor U, hoe U lyk, wat U doen, hoe Jesus Christus is, dan is dit vir ons ou koppietjies maar 'n bietjie te groot. En in 'n sekere sin is dit ook reg so. Want ons kan nie oor U uitgepraat raak nie, ons kan nie U deurdink nie, en oordink en sê, dis wie is, dis presies hoe U lyk en wat U doen, want dan het ons U gewen. So U bly vir ons 'n stuk geheimenis. Daarom is U God, skepper en ons skepsel. So laat ons altyd met hierdie lewenshouding lewe, dat U is baie groter as wat ons ooit kan dink of droom. Maar U is nie ver en vaag nie, U is teenwoordig, want hierdie skepping is in U hande. Die kerk is in U hande. Ek en jy wat hier sit, is in U hande. U bestuur en beheer, want U is God. En daarom sit U, Here Jesus, op hierdie oomblik aan die regterhand van die Vader, en U regeer oor ons, die wêreld, oor alles. En ons is dankbaar daaroor. Dankie dat U in beheer van sake is. So laat ons met kalmte, en hier sê U het gekom om te herstel en vrede te bring, oorweldig ons ook met hierdie goddelike vrede, dat ons U kan vertrou. En dat ons met moed en oortuiging elke dag kan lewe in die teenwoordigheid van die lewende God, Jesus Christus. Ons bid vir elkeen op ons siekelys. Ons bid vir elkeen wat ons nie genoem het nie. Ons bid vir elke gesin, vir ons ouers, vir ons kinders, vir ons bejaardes. Geef hulle krag, genade en goeie gesondheid. Geef vir ons wysheid, insig. Stuur ons, lei ons. Vul ons met U Gees weer opnuut in hierdie oggend, om te wees en te word wat U van ons eis. In Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, en direk daarna sing ons 'n baie bekende lied. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou dryf om vir hom te leef. Mag die Gees van God jou daarin help, en mag God sy vrede, sy goedheid en sy guns oor jou stort.